Ons het nou geluister na lied 471 en ons lees dit ook in Matteus 6 vers 33. Maar soek eers die koninkryk van God en God se geregtigheid. Mag dit waar wees vir elkeen van ons. Liewe gemeente, mag genade en vrede in oorvloed aan ons geskenk word deur ons kennis van God en van Jesus Christus, ons Here. Enkele afkondigings aan die begin van die opname. Baie welkom by vandag se opname. Dankie aan almal betrokke by die musiek en die uitsending van hierdie erediens. En dankie ook aan almal wat tot dusver bygedra het tot die COVID-19 hulpfonds. Die bydraes het reeds 'n reuse verskil op verskeie plekke gemaak. Enkele sake van lief en leed, enkele lidmate wat ongesteld is, ons dink aan Vera de Klerk, ons dink aan oom Antonie Gildenhuys, ons is dankbaar vir sy herstel verder tuis en ons hoop oom rus genoeg. Ons dink verder aan Babs Botma, wat in midstream geopereer is, maar sy herstel op hierdie stadium stadig. En ons dink aan jou wat dit betref. Ons dink aan Elise Martens wat herstel na 'n nekoperasie, aan Johan Basson wat herstel tuis van 'n heupoperasie. En verder dink ons aan Gerda de Tooy, Shanae Erasmus, Johan en Ina Nel en Blackie Swart. Lees gerus die gemeentebrief vir 'n volledige lys en ook meer inligting rondom die lief en die leed. Ons dink ook in besonder aan lidmate en hulle families en naastes wat positief getoets is vir COVID-19 in hierdie tyd of selfs nog wag vir uitslae. Ons innige meegevoel ook dan aan Lilibet Moelman en Connie Swart se skoonsister Nina Swart wat na 'n noodhartoperasie oorlede is. En dan wil ons in besonder geluk sê aan Prof Wilhelm Jordaan met die verskyning van sy nuwe boek Sonde se Moer. Gaan lees gerus meer daaroor in die gemeentebrief. Wat ons gesinne betref, nou meer as ooit ontdek ons die waarde van huisgeloof. Wanneer daar nie geleentheid is vir jeuggroepe en bespreking na die eredienste nie, ook nie aanddienste op hierdie stadium nie, en groepe daarna nie, wil ons julle as ouers, as voogde, as gesin toerus om huisgeloof sinvol te kan beoefen. Daarom heg ons hierdie week vir julle 2 dokumente aan as riglyn. Die eerste bestaan uit wenke om geloofsgesprekke te fasiliteer by die huis, sommer so rondom die tafel of in die kar op pad skool toe, as jou tiener of jou jong mens een van die is wat skool toe gaan vir jou kind. Die tweede dokument is wenke vir ons as gesin om saam te kan rus. In 'n gewoel en 'n gejaag soos ons tans ervaar, is dit belangrik dat ons as 'n gesin gewoontes aanleer om onsself op te pas deur behoorlik te rus. Kyk gerus daarna, gee vir ons terugvoer. Daar's ook eintlik oulike huisgeloofboeke wat te koop is op Bybel Media wat julle as gesin met graagte kan deel maak van julle roetine. En indien enige iemand nie die gemeentebrief ontvang nie, laat weet my asseblief, dan e-pos ek vir julle die 2 dokumente. Gebruik dit. En dan is ons grootste wenk en aanmoediging natuurlik dat julle met julle jong mense sal gesels oor die erediens. Goed, kom ons word 'n oomblik stil. Liefdevolle God, dat ons meer, veel meer van U kan leer en U al meer kan vertrou. Dat ons U al meer sal waardeer en dien. Dat ons U sal lief hê en aanbid. Dit is ons gebed. Spreek Heer, U gemeente luister. Amen. Dit is koninkrykstyd in die kerkjaar, die tydperk in die kerkjaar waar tydens ons opnuut nadink oor die lewe van Jesus en hoe hy vir ons kom leer het die koninkryk van God lyk. Hoe lewe hier en nou behoort te lyk. Dis prakties, plat op die aarde riglyne wat Jesus gegee het vir die lewe hier en nou. En nie een of ander utopie wat in die verte vir ons lê en wag nie. Nou ja toe, COVID-19 het inderdaad vir ons kom wys dat Suid-Afrika toe nou nie die gelyke, regverdige en deernisvolle samelewing is wat ons vanaf 1994 voorgehoop het en verwag het nie. En jy het nie vir my nodig om te verduidelik waar al die vrotkolle in ons samelewing lê nie, want dit lees ons sommer daagliks in die koerant. In verlede Sondag se rapport vra Johan van der Westhuizen, voormalige regter van die konstitusionele hof, is lewensstand sommer niks.
Ons grondwet is destyds wêreldwyd as progressiewe deurbraak beskou, veral met die erkenning van die sosio-ekonomiese regte soos toegang tot behuising, mediese sorg en onderwys vir almal. En tradisionele sienings was skepties oor of dit haalbaar en regtens afdwingbaar was of op 'n leë beloftes net sou neerkom. In ons geskiedenis van uitsluiting en ongelykheid het die insluiting daarvan immers genoodsaak. Die bewoording sê hy is versigtig uit die internasionale reg gekies. Redelike maatreëls moes binne die perke van die beskikbare bronne stelselmatig vooruitgang bewerkstellig, oorwinnings in sy howe behaal, maar miljoene het agtergebly. En toe kom die pandemie en almal moet hande was en gereeld hoor hulle by die owerhede. En die armes moes antwoord, maar waarmee? Ons het dan nie eers drinkwater nie. COVID-19 bring oorweldigende verwoesting in die wêreld. En in 'n tyd van maskers dra, ontmasker hierdie pandemie 'n klomp vrotkolle in ons samelewing en ook samelewings reg oor die wêreld. Maar dit bring ook 'n klompie geleenthede met hom saam. Dit het ons gehelp om opnuut te besef, die sosiaal-ekonomiese omstandighede, ek wil eintlik sê die gemors in ons land, is soos 'n tydbom wat wag om te ontplof. Die sanger Stef Bos verwoord iets hiervan aangrypend in 'n lied. Kom ons luister na sy lied. Ik rij in mijn kar door die vlakten in die Kaap. Die zon schijnt over die zee bij Gordons Bar. En ik zie waar ik kijk, die gezichten van die land. En ik zie langs die pad, hoe die veld brandt. Die struggle is voorbij, de nieuwe tijd is lang al daar. Maar die rijkers wordt rijker en die armers krijgt zwaar. En ik zie op die teerpad naar Muizenbergstrand die checks van Kailicha en die plakkerskant. En ik hoor die tijdbom, tik, 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 die tijdbom, tik. En die rook hangt boven Langa en die vliegtuig stijgt op. En een zwart man bij die robot wil mij een zonnebril verkopen. Maar wat gaan aan in zijn kop? En wat denkt hij, hoor mij? Want daar was zo bij je beloftes. Maar wat heeft hij gekregen? En ik zou hem willen vragen wie hij is, hoe hij leeft. Maar die robot raakt groen en mijn kar moet bewegen. En die kaap lijkt zo mooi in die zomerzon. En die wind is zo stil, dit voelt of daar een storm gaan komt. En ik luister naar muziek en tap mijn vingers op die steerwiel. Tik, 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 die tijdbom tik. Die tijdbom tik. En die kleuren van die regenboog, weggespoeld door die geweld. Die dictatuur van toe is nou die dictatuur van geld. Die idealen wordt verkoopt, die kapitaal is aan die macht. Steve Biko is moe en draai hemzelf om in zijn graf. Want wat hij ziet, maakt hem ziek. Die tijdbom tik. It's better to die for what I need and will Tijdbom tik. to live for what I need and will die. Tijdbom tik. Tik. En jij kan vol voor die toestand in ieder land. Maar jij kan ook een brug bouwen naar die andere kant. Jij kan naar die TV kijken tot die ochtend ligt. Jij kan jouw ogen sluiten met een sepie of een flik. Maar die tijdbom tik. 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 To live for what I need and will die.
mij kar door die vlakten in die Kaap. Die zon schijnt door die zee bij Gordons Bar. Ik zie waar ik kijk, die gezichten van die land. En ik zie in die verte, zie in die toekomst, hoe die land kan branden. Zie hoe die land kan branden. Die tijd wordt, tijd wordt, die tijd wordt. Op 'n stadium sing hy, jy kan niks voel vir die toestand in hierdie land. Jy kan ook 'n brug bou na die ander kant. Die tydbom tik, ons almal kan dit aan ons lywe voel. Soos Koos Kombuis dit verwoord in 'n onlangse rubriek, 2020 is ons grootste oomblik van waarheid. Ons kan dit nie langer uitstel nie. Die vraag is, hoe nou gemaak? Hoe bou ons daai brug na die ander kant? COVID-19 is op 'n bepaalde wyse 'n simptoom van ons gebrek aan gesondheid as 'n aardegemeenskap. Maar dit kan terselfdertyd ook 'n sneller wees wat verandering in beweging bring. Verandering waarby ons in langtermyn uitdagings gaan baat. Uitdagings soos klimaatsverandering, ekologiese verwoesting en verskeie vorme van ongeregtigheid wat ingebed is in ons sosiale strukture. Met ander woorde, die geleentheid om brûe te bou na die ander kant, soos Bos dit verwoord. So 2 jaar of wat gelede het professor Tom Long, soos meeste hom ken, bekende teoloog vanuit die VSA, 'n seminar kom aanbied in Suid-Afrika oor prediking en die erediens. En oor 'n tydperk van 2 dae het sowat 65 dominees en studente geluister na sy aanbieding. En in een van die eerste sessies vra Prof Tom vir ons, wat is die grootste herinnering van uit jou kinderjare as jy aan die kerk dink? Die antwoorde het natuurlik gevarieer. Van my ma moes my herhaaldelik knyp om my wakker te hou, sodat ek kan wakker bly, tot kerkkampe, tot nagmaalwyn skelm steel en drink na die diens. My grootste herinnering van kerk in my kinderjare is, ek en my ma en my pa en my broer, ons as gesin, saam in die klein NG kerkie op Waterval Boven, 'n koue klipkerk, harde houtbanke, en ons sing die Onse Vader. Ek het nie noodwendig die woorde verstaan nie, maar ek kon dit uit my kop uit saam sing, heel hartig saam sing. Dit was mooi, dit was veilig, dit was goed vir my. Die Onse Vader gebed echo elke Sondag in kerke reg oor die wêreld. Nou is dit ook so, dat as ons oor die Onse Vader begin nadink, dan het ons een van die ou dilemmas, dat sommige frases, woorde, gebede so baie gebruik word, dat hulle gevolglik afsluit in hulle betekenis, en uiteindelik hulle krag verloor. En so kan ons maklik met die Onse Vader gebed maak. Dis so mooi, veral as dit gesing word saam met orgelbegeleiding, ons orgelbegeleiding. Ons sing hom al van kinderdae af, en ons besef nie aldag wat ons sing en bid nie. Nou die gemeenskaplike aard daarvan is natuurlik uiters belangrik. My tuis voel, my veilig voel as kind, terwyl ek kon saam sing in die gemeente. Maar dit mag nie al wees nie. Kom ons dink dit gou vir 'n oomblik aan gebed. Ons staan dikwels van gebed af op en voel getroos, verseker en hernie. Die gebed het al reeds iets vir jou en aan jou gedoen en dit moet so wees. Terselfdertyd hoop en glo ons dat meer van ons gebed sal kom, dat dit sal uitwerk vir ons of vir die mense waarvoor ons gebid het. Ons vertrou God om te luister, om op te tree. Maar is egter presies hier waar 'n moontlike probleem dikwels opduik. Dat mense hulle self, hulle hoop, hulle vrese en hulle verwagtinge aan God toe vertrou en dan daarvandaan wegstap met hande gevou en toe oë. Die verantwoordelikheid lê nou by God. God moet verandering meebring. God moet die werk doen. Die verantwoordelikheid is nie meer myne nie. En die Onse Vader funksioneer dikwels op dieselfde wyse. Soos Martin Luther reeds destyds aangedui het, het die Onse Vader gebed die gebed geword wat die meeste misbruik word. Gebed in kerke reg oor die wêreld neem dit soms 'n amper ritualistiese betekenis in
en kan dit dan uitsluitlik funksioneer as 'n tipe mantra wat mense gemaklik en veilig laat voel en in die proses hulle perspektief op hulle eie verantwoordelikheid so bietjie verdof. Hierteenoor skryf die Suid-Afrikaanse teoloog Elsabie Kloppers in 'n artikel oor die Onse Vader gebed, dat gebed beteken om jouself toe te vertrou, te onderwerp en oor te gee aan God se wil. Scott McKnight beamoed dit op 'n besondere wyse as hy sê, prayer is not informing God of something unknown, but drawing oneself into the divine life and into the very mission of God in this world. En dit is dan ook daarom dat Suid-Afrikaanse teoloog David Bosch en vele ander se perspektief op die Onse Vader as 'n paradigma of 'n uitdrukking van 'n autentieke Christelike lewenstyl so merkwaardig is. Die konsep lewenstyl moet op 'n omvattende manier gedefinieer word. Dit word met ander woorde 'n uitdrukking van 'n gelowige se identiteit. Die Onse Vader is 'n identiteitsgebed. Waarmee ons dan nou vanoggend gaan besig wees is die vraag, hoe bou ons brûe na die ander kant, na 'n beter samelewing as die huidige? Die Onse Vader gebed, 'n eenvoudige, eg Joodse gebed, wat Jesus vir sy disippels leer, dink ek, kan ons hiermee help. Kan ons help om 'n alternatiewe samelewing te begin leef. Een wat stelselmatig ontslaa raak van die vrotkolle wat in ons huidige samelewing is. Kom ons lees saam. Ons lees uit Matteus 6, dis 'n gedeelte van die bergrede en ons lees saam vanaf vers 7. Hoofstuk Matteus 6 vers 7. Wanneer julle bid, moet julle nie soos die heidene 'n stortvloed van woorde gebruik nie, want hulle dink dat hulle op grond van hulle baie woorde verhoor sal word. Moenie soos hulle wees nie, want julle Vader weet wat julle nodig het, nog voordat julle hom vra. Daarom moet julle so bid. Ons Vader wat in die hemele is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood, en vergeef ons skulde, omdat ons ook hulle vergeef het wat teenoor ons skuldig staan. En laat ons nie in die versoeking val nie, maar red ons van die kwade. Nou in die Matteus Evangelie as geheel kry ons 5 groot preke, redevoerings, boodskappe. En die eerste hiervan is die bekende bergrede of bergpredikasie. Nou ons teksgedeelte vandag maak deel uit van hierdie groter preek van Jesus, die bergrede. En nou moet ons in gedagte hou dat die Matteus Evangelie word beskou as die Joodse Evangelie. Dit is die evangelie wat baie swaar leun op die Ou Testament, as 'n verstaansraamwerk. Toe Matteus die verhaal van Jesus wou vertel, het hy geleun op taal, op insigte wat in die Ou Testament lê. En hy skryf vir die Matteaanse gemeenskap, wat ook dit sommer sou verstaan het, net soos wat hulle dit gehoor het. So hulle kon eintlik net die woorde hoor soos hulle daar staan en daar sou onmiddellik vir hulle 'n groter wêreld, 'n verstaanswêreld oopgegaan het. Nou kry ons 'n gebed, 'n eg Joodse gebed, ingebed in die bergpredikasie. Die bergpredikasie waar Jesus God se wil so interpreteer, dat dit ons roep om nie hierdie wêreld te aanvaar net soos hy is nie, maar eerder die nuwe lewe, die nuwe wêreld, die koninkryk van God te leef. Dis nie 'n geval van dis nou maar soos dit is nie. En in die bergpredikasie as geheel word Jesus se volgelinge geroep om vredemakers te wees, heelheid, herstel te bring aan 'n stikkende samelewing, brûe te bou, by wyse van Spreuke. Nou in die middel van hierdie lang gesprek, Matteus 5 tot 7, plaas die skrywer van die Matteus Evangelie die Onse Vader daarin. En as ons iets begin verstaan van Matteus se noukeurige rangskikking van die tradisie oor Jesus, dan sal ons verstaan dat hierdie plasing van die Onse Vader gebed geen toeval is nie. Gesien in hierdie lig word die Onse Vader as dit ware 'n opsomming van die bergrede as geheel. Menige Nuwe Testamentiese het egter daarop gewys dat dit nie net die bergrede nie, maar die hele Matteus Evangelie op 'n bepaalde wyse saamvat of opsom.
Onse Vader bied dus vir ons, soos Bosch dit beskryf, 'n kaleidoskopiese, 'n veelkleurige siening van Jesus se boodskap en Jesus se bediening as geheel. Die gebed sê vir ons, wat is die dinge wat Jesus beskou het as die belangrikste, by wyse van spreuke? Want om Jesus te volg beteken dat die dinge wat vir Jesus belangrik is, ook vir jou belangrik is. Nou pak ons saam die uitdaging aan om sinvol oor die Onse Vader te dink en te praat. As Jesus vir sy disippels leer om te bid, dan leer hy vir hulle 'n bepaalde manier van wees, van leef. Hy leer vir hulle wat is hulle identiteit as kinders van God. Sodat hierdie identiteit dan ook hulle leefwyse sal bepaal. Om so te leef dat die koninkryk van God, God se passie sal tasbaar word. Want sien, wie ons is en wat ons doen, is twee kante van dieselfde muntstuk. Ons kon sê die koninkryk van God was sentraal tot Jesus se lewe en bediening. Ons sien dit in die menigte gelykenisse wat Jesus vertel het, saam met die ander kort verhale wat alles handel oor die koninkryk van God. Ons sien dit dan ook veral in die Onse Vader gebed. Reg aan die begin, nadat ons gebid het om die heiligheid van God se naam, bid ons, laat u koninkryk kom. Soos in die hemel, so ook op die aarde. Elke keer wat ons hierdie gebed bid, bid ons dat God se koninkryk sigbaar sal word op aarde. Op aarde, dit gaan hier oor 'n eendag storie nie, dis 'n hier en 'n nou. Die baie bekende Nuwe Testamentikus John Dominic Crossan verwoord dit skerp as hy sê, Heaven's in great shape, earth is where the problems are. Dit gaan oor die hier en die nou. Die hemel wat verwys na 'n bepaalde orde, 'n bepaalde manier van leef hier op aarde. Heaven's in great shape, earth is where the problems are. Daar is algemene konsensus in onlangse navorsing dat hierdie gebed of hierdie teksgedeelte in twee groot dele verdeel kan word. En hierdie twee dele het dan 'n merkwaardige ooreenkomste met die Shema Israel, die liefdesgebod van Jesus. Wanneer die skrifgeleerdes hom probeer vasvra, wat is die grootste gebod? Dan antwoord Jesus met die Shema, die Joodse belydenis, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, siel, verstand, al jou kragte, en dan voeg hy by, en jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Die eerste deel van die Onse Vader se inhoud verwys op 'n bepaalde manier na liefde vir God, en die tweede deel na liefde vir jou naaste, vir mense, vir ander, die natuur. Ons sou oor elkeen van die individuele aansprake of petisies in hierdie gebed 'n boodskap kon lewer. Jy sou 'n preekreeks daarvan kan maak. Vandag kyk ons egter na die bos en nie na die individuele bome nie. Kom ons kyk eers die eerste gedeelte wat verwys na liefde vir God, wat gaan oor naam, koninkryk, wil. Om na te dink oor die heiligheid van God se naam, die koninkryk van God en die wil van God, is om te smag daarna, na dit waarvoor God smag. Om lief te word vir dit waarvoor God lief is. Om God se naam omhels die totale inhoud van die evangelie, sê Bonhoeffer, wanneer hy oor die Onse Vader skryf. En daarom word God se naam geheilig wanneer ons as het ware deelneem aan die evangelie, wanneer ons dit tasbaar maak en leef. En in Jesus Christus sien sy volgelinge hoe die koninkryk van God deurbreek op die aarde. Wat is die koninkryk van God? Baie eenvoudig gestel, is dit om te vra hoe die lewe op aarde sou lyk as God koning is, en nie die dominerende sisteme van onreg en ongelykheid nie. Dis die gemeenskap van God se mense wat floreer onder die heerskappy van God. Deur te bid laat die koninkryk kom, vra ons om deel te word daarvan, om die koninkryk elke dag sigbaar te leef. When persons live as they should in the world, the kingdom of God is made concrete, sê David Bosch. Verder vra ons, laat u wil geskied, u wil, nie myne nie. Vanuit Matteus se evangelie is God se wil om God en die naaste lief te hê, om geregtigheid te beoefen, om met deernis en medelee te leef. Wat is dan die sentrale boodskap van hierdie eerste 3 petisies of aansprake, naam, koninkryk, wil? Volgens David Bosch openbaar dit vir ons dat God nie God sonder ons wil wees nie. Dis mooi, nee. God nooi ons om deel te wees, om God se prioriteite en doelstellings ons eie te maak.
En as ons vra waarom dit nodig is om te bid, dat God se naam geheilig word, dat God se wil sal geskied, dat God se koninkryk kom, dan is dit heel duidelik as ons so na die wêreld rondom ons kyk. Omrede hierdie gewenste omstandighede nie sigbaar is nie. God se naam word nie oral heilig gehou nie. Daar word nie noodwendig so geleef dat God se koninkryk sigbaar word nie. Geweld, ongeregtigheid, rasisme en wat ook al nog is mos nie deel van God se wil en koninkryk nie. Natuurlik het God nie ons gebede nodig om God se naam en wil en koninkryk te laat geskied nie. Maar dis nie waaroor dit gaan nie. Deur hierna te bid, word ons deelnemers aan God se werk. 2 Afrika biskoppe wat aan weerskante van die kontinent gewoon en werk het, vang iets hiervan vas. Augustinus van Hippo het in 4:16 gesê, God made you without you, but God doesn't change you without you. En op eie bodem, hier in Suid-Afrika, Desmond Tutu, in 1999, Augustinus se aanhaling pragtig aangepas deur te sê, God without us will not, as we without God cannot. Neem deel aan God se werk en bou brûe. Ons tweede petisie, aansprake, tweede gedeelte, wat verwys na liefde vir ander en liefde na die naaste. Om te vra na ons daaglikse brood is in die eerste plek 'n erkenning van ons afhanklikheid van God. Alles wat ek het en alles wat ek is, behoort aan God. En daarmee saam is dit die bewussyn dat in God se koninkryk almal genoeg het. Om te vra na ons daaglikse brood is om so te leef dat almal genoeg sal hê. God se koninkryk word sigbaar daar waar almal genoeg het van die basiese materiële behoeftes noodsaaklik vir 'n menswaardige lewe. Nie dat almal presies dieselfde het nie, nee, maar dat almal genoeg sal hê. Word daar aan alle mense se basiese behoeftes voorsien? Kan elkeen 'n vervulde lewe lei? Word elke mens se menswaardigheid erken? 'n Samelewing kan gemeet word daaraan of die wat die minste het, genoeg het. Want as die wat die minste het genoeg het, behoort almal wat meer het, genoeg te hê. Verder gaan hierdie nadenke rondom liefde vir die naaste, hierdie gedeelte gaan oor vergifnis, wat meer is as om net die verlede te laat vaar. Dit is ook 'n belangrike stap op die pad na versoening. Vergifnis gaan daaroor om mekaar waarlik te ontmoet, mekaar wat van mekaar verskil waarlik te ontmoet, om verhoudings te herstel, goeie vertroue te herbou, vryheid te skep, ruimte te skep, die toekoms oop te maak, hoop te gee, om die ware bevrydende liefde van God uit te leef. Waar daar liefde is, waar daar deernis is, daar is God die Heer. Daar is God se koninkryk. Hierdie tweede helfte van Onse Vader gebed bestaan daaruit om die koninkryk van God tasbaar te leef, waar almal genoeg het, waar daar vergifnis is en waar ons die leiding van die Here vra om besig te wees met die regte dinge, koninkryksdinge. En dan die een belangrike ding is die frase in die middel wat sê soos in die hemel, so ook op die aarde. Dit vorm as het ware 'n skanier waar rondom hierdie twee helftes draai. Leef so in jou liefde vir God, in jou liefde vir die mense rondom jou, dat die hemel op aarde sal wees, by wyse van Spreuke. Opgesluit in hierdie woorde, 'n kort gebed, het ons die hart en die gedagtes van Jesus Christus. In die Onse Vader word ons behoeftes en ons begeertes georiënteer aan die weë van God en die weë van die koninkryk. Hierdie gebed gee uitdrukking aan die hart van Jesus se koninkryksvisie. Ons leer om ons prioriteite te heroriënteer tot God se prioriteite, soos bekend gemaak is vir ons in die evangelies. Deur hierdie gebed leer ons om te smag daarna dat God se naam veilig gehou sal word, geheilig sal word, dat ons met ontzag vir die Here sal leef. Dat ons sal leer om te leef vir God se koninkryk en nie ons eie klein koninkrykies nie. En na God se wil, nie ons eie wil nie. Daarna leer ons om te smag na ander se beswil, dat elke persoon genoeg sal hê van die basiese behoeftes, menswaardigheid sal ervaar, in vrede sal kan leef met mekaar en met God. Stef Bos sê,
jy kan niks voel vir die toestand van hierdie land. Of jy kan 'n brug bou na die ander kant. As ons identiteit bepaal word deur hoe ons bid, deur die Onse Vader gebed, dan wil ek sê is dit byna onmoontlik om net sommer niks te voel vir die toestand in hierdie land nie. Die Onse Vader as identiteitsgebed bied vir ons die geleentheid om die mees dringende kwessies in Suid-Afrika in ons konteks aan te spreek. Kwessies oor geregtigheid, ekonomiese chaos, skreiende ongelykheid, armoede, hongersnood, eienaarskap, basiese daaglikse brood vir almal, menswaardigheid, vergifnis vir foute vanuit ons verlede, maar ook die herinnering daaraan om nie weer dieselfde foute te maak nie. Onopgeloste kwessies in die geskiedenis om dit te herbesoek en die oorblywende pyn en vrees aan te spreek. Versoening tussen mense binne die raamwerk van gebroke genootskappe. Bevordering van menseregte, waar misdaad teenoor mens en dier aan die orde van die dag is. Veldtogte vir die genesing van die aarde in 'n land waar die aarde vernietig word deur onbeperkte mynbouaktiwiteite. Om kwessies aan te spreek rondom mag en korrupsie. As ons dan vra na, hoe leef ons te midde van en na COVID-19? Hoe sal die brûe lyk wat ons bou? Dan teken die Onse Vader vir ons 'n raamwerk waarbinne ons iets van God hier en nou kan tasbaar maak in 'n stikkende samelewing. In 'n gesprek met Piet Noudee, aangebied deur die Algemene Taakspan Leer en Aktuele Sake van die NG Kerk, is daar genoem dat die kerk naïef is om te dink dat hulle invloed kan hê in beleidsverandering en vorming. Met ander woorde, dat ons groot sosio-ekonomiese strukture sal kan beïnvloed of verander, leiding en perspektief kan bied. Sy antwoord was eenvoudig, verbuisterend eenvoudig. Ons moenie die lidmate wat weekliks na boodskappe luister en deel is van geloofsgemeenskappe miskyk nie. Elkeen van daardie lidmate sê hy gaan terug huis toe, werk toe, skool toe. En dit is daar, by die huis, by die werk, by die skool, in die winkelsentrum, waar die koninkryk geleef word. En as dit daar leef, by die huis, by die werk, by die skool, sal ons verbaas wees hoe die samelewing stadig maar seker 'n beter plek word. Mag ons, wanneer ons van nou af die Onse Vader saam sing, saam bid, iets van hierdie eie verantwoordelikheid om deel te neem aan God se werk opneem. Mag God ons lei in ons denke rondom die geleentheid wat hierdie pandemie ons bied om 'n beter, alternatiewe samelewing aan mekaar te sit. Mag dit ons lei om brûe te bou na die ander kant. Mag ons onthou dat die Onse Vader op 'n bepaalde wyse die manier is waarop God ons uitnooi om die groot liefdesgebod, liefde vir God, heilige naam, koninkryk wil, en liefde vir my naaste, dat almal genoeg sal hê, kan floreer, tasbaar in ons samelewing te maak. Die tydbom tik. Kom ons bou brûe. Amen. Liewe gemeente, ons gaan afsluit deur saam die Onse Vader gebed te bid. U ken die woorde. Ons weet ook wat die woorde beteken en van ons vra. Ek wil u uitnooi. Dink opnuut daaraan, terwyl ons dit nou saam sing, saam bid.
Liewe gemeente, mag die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die nabyheid van die Heilige Gees met ons elkeen wees. Amen.